Daar sê, vriende, baie welkom by Pinkster vanaand. My gebed is dat die Here ons hier saam sal seën. Vir die kinders wat so vir jonger mense wat is, die idee van Pinkster in die NG Kerk het deur Dr. Andrew Murray ontstaan toe hy in Wellington gekom het van Skotland af. En in die Bybel staan dat na die Here Jesus se hemelvaart, die disippels was almal by mekaar en het eendragtig volhard in die gebed. En 10 dae later is die Heilige Gees uitgestort. En toe het hy gesê, kom ons volhard ook van hemelvaart af vir 10 dae in gebed. En bid dat die Here ons weer met sy Gees sal vervul. Dis waar dit vandaan kom en dit baie versprei in die Boland en die Kaap-provinsie en later oor die hele land. Maar baie welkom, ek het nou nog nie getel nie, maar is meer mense as wat ek gedink het die gaan wees. Maar baie welkom, ons bly dat jy gekom het. Dankie vir Annemie en Anita, wat hier is om vir ons te sing. Petrol is nou so duur, maar julle is daarom nie seker baie bly vir almal van julle wat hier is. Goed, kom ons word stil, dan begin ons. Here, stuur u lig en u waarheid, en dat dit ons lei en dat dit ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. En kom ons begin, dan sing ons uit 488, uit 488, en ons gaan daar die eerste en die tweede vers saam sing. Laat net nou opsit. Daar sê helder skyn die lig vir die nasies. Vers 1 en 2. Helder skyn die lig vir die nasies. Om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien as die lig. Mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die Voor ons nou gedeelte uit die woord gaan deel, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam dat die Here ons harte oopmaak vir sy woord. Here, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees.
in die afwagting van die uitstorting van die Heilige Gees. U Gees is reeds uitgestort, maar Here, ons is nie altyd vol van die Gees nie, en die Gees is nie altyd heeltemal in beheer van ons lewe nie. En dit bly vir ons 'n daaglikse stryd. En in die stryd het ons elke bietjie bemoediging nodig, en elke bietjie teregwysing. En ons is hier in die aande by mekaar om geestelik versterk te word, maar ook om die stilte in die kerk te kan ervaar, en die terapeutiese waarde daarvan om net te kan stil word voor U, en met mekaar 'n paar woorde te kan wissel. Dankie vir elkeen wat hier is. Ons gebed is, Here, dat U ons in die aande hier saam sal seën deur U woord en vir ons 'n boodskap sal gee om huis toe te neem, asseblief. Amen. Vriende, ek wil graag vanaand met U die Pinksterhandel nou oor die Onse Vader gebed, wat eintlik die Here Jesus vir die disippels gesê het, so moet julle bid. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, en laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredinge, soos die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Ons skriflesing tot sover, en dan gaan ons stilstaan net by die aanhef van die gebed Onse Vader. Toe ek nou, ek in trainer in die kerk klim te ry te sê, maar jy het verlede jaar ook oor die Onse Vader Pinkster gehou. Ek sê nie, ek het oor die vrugte van die Gees gesê. In die vorige jaar het ek het oor iets anders gehou, ek het dit nageslaan, maar sy sê, wel, jy het al oor die Onse Vader. Ek sê, maar ek kan onthou, 2007, ek het ons die nommertjies hier in my boek. Toe sê Rita, nou ja, ek het al Pinkster gehou, maar ek kan dit nie meer onthou nie, dis 19 jaar terug. Mens kan dit nie glo nie. Ek hoop die wat nog het kan onthou, het al vergeet, het al 'n bietjie Parkinson's of Alzheimer, en die ander is nie, die is maar baie welkom. Ons staan weer stil by die gebed. Jy weet, eintlik weet ons so min van God. In die Ou Testament en die Here Jesus se disippels het eintlik nog minder geweet van God as wat ons weet. Ons weet dat God is die gans andere. Hy bewoon 'n ontoeganklike lig. Niemand kan God sien en nog bly lewe nie, sê die Here vir Elia. En mense het in die Ou Testament met hierdie misterie van God gelewe. In ons skrifgedeelte vra die disippels vir die Here Jesus, hoe moet ons bid? Want hoor die Fariseërs bid. 3 maal op 'n dag het hulle gebid, 3 maal, 6:00, 12:00 en weer 6:00 die aand. Maar ons wil ook bid, hoe moet ons bid? En dan sê hy, so moet julle dan bid. En dan is dit aangrypende woorde, want hy sê, as julle bid, moet julle sê, Onse Vader. En toe ek dit onlangs weer gelees, ek gedink, ek wonder, hoeveel keer wat ek bid, begin ek my gebed deur God aan te spreek as Vader. Almagtige God, Here Skepper, ons roep hom aan my, hy kom sê hier, onthou altyd dat God julle Vader is. Hy noem God ons Vader. Dis natuurlik nie 'n nuwe idee wat die Here Jesus kom sê nie, maar want in Jesaja met die voorspelling van die koms van die Messias sê genoem word, hy sal genoem word Raadsman, sterke God, Vredevors en ewige Vader. Baie plekke in die Ou Testament waar die Here vir die volk sê, noem my Vader, noem my Vader. As so 'n mooi beeld waar hy sê, ek dink in Hosea, ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra, en ek het hulle met liefde en sorg gelei, soos 'n pa met sy kind. Dit is so 'n mooi beeld. So as die Here Jesus vir hulle sê, begin julle gebed met, en weet God is julle Vader, dan is dit in die Grieks, of in die Hebreëus eintlik, Pater Hemon. Pater is Vader en Hemon is van ons.
die Vader van ons. Dit is sommer pater, is sommer die eenvoudige woord wat enige klein kindjie in die tyd van die Here Jesus as hy sy pa geroep het of met sy pa gepraat het, dat dit vir hom sê pater. In die 1933 Bybel het dit verklaar met Vader. En ek onthou toe ek in die kweekskool was, ons Ou Testament professor, toe was hulle besig om die 83 vertaling te finaliseer. En hy het vir ons in die klas Psalm 23 laat vertaal. En uiteindelik het hulle gesê, eintlik moet hulle dit vertaal, ons Pa wat in die hemel is. Nie met 'n verklein woordjie nie, maar net sê ons Pa. God is vir ons soos 'n Pa, soos 'n Vader. Maar Vader is nie meer 'n woord wat in ons spreektaal voorkom en niemand van ons praat meer van ons, of sê vir ons Pa, Vader, hoe gaan dit met jou vandag? Of goeiemôre Vader, ons sê Pa of Papa, party mense sê Papi. En toe het hulle besluit, daar was baie mense wat wou sê hulle moet dit vertaal met onse Pa wat in die hemel is. Toe was die argument dat die onse Vader is so vasgelê in mense se geheuens, hulle sal dit nie aanvaar om te sê ons Pa. Dit klink amper asof dit minder waardig is. Kom ons hou dit maar onse Vader, en so dit onse Vader gebly. Nou is elke woord wat ons lees, elke woord wat ons praat, elke woord wat geskrywe is gevul met betekenis. Beteken vir ons iets. Ons noem dit die semantiek van woorde, die semantiek. Dis die leer van die betekenisleer van woorde. En dan sê hulle, woorde het op sigself geen betekenis nie. Elkeen van ons ken betekenis toe aan 'n woord. So elkeen van ons wat vanaand hier sit, as ek 'n papiertjie sou uit julle sê, skryf vir my gou neer, net 3 goed wat jy assosieer met 'n Vader. Sonder dat jy nou geweet het gaan oor die onse Vader, gaan dit baie verskil van mekaar. Almal gaan reg wees. Maar jou beeld van 'n Vader is nie die persoon langs jou se beeld van 'n Vader. Ek sê net vir julle vertel hoe ek by die ouete huis oor die onse Vader wat hier gehou het en hoe mense verskil het. Maar dit verskil van mens tot mens en dit verskil van assosiasie tot assosiasies. Maar as jy die woord Vader hoor, watter gedagtes kom by jou op? As jy die woord Pa semanties in jou herroep, dan dink jy aan jou Pa en wat hy als gedoen het. En my Pa was kwaai en hy was streng op ons, was vir hom bang. My ma het ons bang gemaak met my Pa, sê, as jou Pa vanmiddag van die werk afkom, jou pak slaas geboek, ek beloof jou dit. Maar ons het toe later agterkom, my Pa is ergens met eintlik vir my ma bang is, want sy is die een wat ons dreig, maar sy slaan ons ook nie altyd, daarom nie altyd nie. Maar die inhoud aan die woord Vader en jou Pa, dit maak dit kompleks. Weet jy, dit is so waagstuk dat die Here Jesus sê, noem my Vader. Want baie mense, meer as wat ons dink, het Pa's gehad wat negatiewe oordag gegee het. Baie keer. Ek het mense hier in die gemeente gekry wat vir my vertel het hoe sy Pa met 'n sweep geslaan het om sy bene vir simpel redes dat hy vir 4 weke 'n langbroek moes skool toe dra. Die vreeslikste verhale wat mense vir jou vertel van seer kry. As jy eerder 'n pak slaag gee as wat jy jou 'n drukkie sal gee, of jy sal sê, ek weet nie vir jou, lief is ek vir jou. Ek weet, vir al die ouer mense, ons is nou meestal ouer mense hier, maar ons het almal, weet ons van iemand met 'n terrible Pa of 'n terrible ma. Ek onthou toe ek so standaard 3 was, toe sê 'n kind in die klas vir my eendag, kom speel vanmiddag by my. Hulle het sy Pa werk by die gevangenisdiens. En so 4:30 die middag loop ek op en toe klop aan die agterdeur toe. Kinders moes daai tyd aan die agterdeur klop. My elke klop aan die agterdeur en toe sê ma oop, toe sê sy, wie is jy?
Toe sê ek is Linde Pieters. Sy sê, ja, wat wil jy? Toe sê ek, nee, ek kom speel by Louis, hy het my genooi tannie. Sy sê, nou bly buite, ek gaan roep hom, en dan gaan hy met julle vuil voete in my huis, en kom in my vloere vuil trappie. En toe het hy maar daar buite in die son gesit. Dis die ma's en pa's, wat baie van ons mee groot geword het. Kom ons erken dit nou maar. Maar om weer ernstig te wees, as ek aan my eie pa dink, hy was die een wat jou vasgehou het, gesê het, is lief vir jou nie, dit is nie daai tyd gedoen nie, meeste van ons pa's, hulle is net nie so, hulle het self nie so groot geword nie, en hulle het dit nie gedoen nie. Maar wat ek van hom kan sê, wat ek van hom onthou is, ek kan nie onthou dat ek hom ooit gesien het, drank gebruik het, nie bier gedrank het nie. Hy het na Rembrandt van Rijn en Palmolive skeerseep geruik. Dit het ek altyd met hom geassosieer. Hy het geglo daaraan dat hy 10de vir sy kerk moet gee elke maand. En selfopofferend, hard gewerk op die spoorweg, 6 kinders groot gemaak en 3 van hulle deur universiteit gesien, hoewel hy dit nie kon bekostig nie. En toe is hy op 60 oorlede. Maar hy was 'n baie introverte mens. Maar hoe ouer ek geword, toe meer het ek hom verstaan. En verstaan hoe hy is. Hoe groter het my waardering vir hom geword. Want ek weet hoe hy groot geword het. Is nog baie erger. Hy het ook foute gehad, hy was nie volmaak nie. Maar hy was vir ons 'n goeie pa gewees. Wat 'n risiko sê ek, dat God die risiko loop om te sê, noem my Vader. Want vir baie mense het die woord nie negatief nie, maar nie baie positiewe betekenis nie. En ek dink wat die Here Jesus vir ons wil sê, dat elkeen van ons wat ouers is, wat 'n pa is, dat ons die woord moet vul met betekenis, dat dit vir my kind makliker sal wees om vir God as 'n Vader te sien. Ja, ek het jare terug 'n bidtier gehou in die ouete huis oor die gebede, en toe vra ek vir die ou mense wat daar is, sê vir my net so in een sin iets oor jou pa, voor ek begin het. En dit baie het gesê, hy was streng, hy was onverbiddelik, sy woord was wet gewees. Danielida Joubert het gesê, hy was staalhard, maar hy was so sag, dat jy 'n duik in hom kon druk. Hy het ons nooit geslaan nie, want ons was net 7 susters. Hy het gesê, my slaan nie aan 'n meisiekind nie, maar die seuns het maar lekker pak gekry daai tyd. Daar is so baie verhale van vaders. En na al die foute van vaders, en al die, weet jy, ek het in sosiologie geleer, toe die egenote Suid-Afrika toe gevlug het, toe daarvan daai selfde mense vir hulle geloof gevlug na Noord-Amerika toe. Hulle was die Puriteine genoem, wat beteken suiwer, Puriteinse suiwer. En in 1899 het ek in 'n bron gelees dat 'n kind onder die Puriteine sy pa aangespreek het. As hy met sy pa gepraat het, dat hy vir sy pa gesê, wel eerwaarde Heer. En as hy dit nie gedoen het, is dit 'n vorm van disrespek gesien, en kon hy daar 'n pak slaag daarmee kry. Maar na dit alles, en na al die foute wat ons ou pa's gemaak het, en die foute wat ons as pa's gemaak het, kom sê die Here Jesus nog, noem my Vader. En as ek die beeld van Vader uit die Bybel moet vul met inhoud, dan dink ek aan die Vader van die verlore seun. Wat die Here Jesus deur die gelykenis kom sê, dis al wat God is. God is ook 'n pa. En hy sê, is net 'n streng pa nie. Hy is ook 'n magtelose pa. Ons praat baie van die almag. God is almagtig. Daar is niks wat God nie kan doen nie. Maar soms is God onmagtig. Soos in die dag as sy seun die erfbosie kom vra in die pad vat en doop. Wat kan jy doen?
Jy kan nie vir hom sê nee, jy gaan nie weg, jy sal nie bly nie of jy moet hom maar laat loop, onmagtig. Daar's niks wat hy kan doen om die seun te red nie. En as die seun weg is, dan is dit soos hy elke dag op die stoet gesit en die pad opgehou as die seun weer terug of die seun nie weer terugkom nie. En toe die seun die dag sien, het hy gehardloop na hom toe. Die kommentaar sê dit was onwaardig vir 'n ouer mens om te hardloop, veral na jonger mense toe. Maar hy het sy waardigheid laat staan en hy soen hom. En die woord wat vir soen gebruik word is in 'n continuous present tense, met ander woorde se teenwoordige tyd. Hy soen hom aanhoudend en gedurig, of hy het hom lank gesoen. So moet dit vertaal, ons het dit nie in Afrikaans nie. En hy het hom omhels. En hy het alles vergeet wat die seun gedoen en gesê het. Wat 'n pa wat ons het in God en in Jesus Christus. Wat ons weer vanaand nie net terugbring in ons verhouding met God nie, want ons ook laat dink oor die pa wat ek vir my kinders is en die inhoud wat ek, die semantiek en hulle taal wat ek gevul het met hoe pa ek was. Ek het een keer gelees in 1996 met die Amerikaanse meesters golftoernooi was daar, was 'n sekere golfspeler, Greg Norman van daai tyd die voorloper, en met 'n paar houe op die laaste puntjie het hy sy uitstekende spel van die hele dag verbrou, en het Nick Falden het gewen. Nick Falden het ook 'n goeie ronde gespeel, maar op die laaste puntjie het hy die toekenning gewen. En toe en na hy dit gewen het aangekondig, toe die Nick Falden na Greg Norman toe gestap en hom omhels, hom vasgehou. Want hy het gesê hy kan dink hoe teleurgesteld hy in homself moet wees vir die brouwerk wat hy by die laaste puntjie gedoen het. En het moes vir hom 'n geweldige teleurstelling gewees het. En die kameraman het dit afgeneem toe hy na hom te stap en het op die kamera gesien dat Greg Norman huil toe hy met hom praat. En almal het aanvaar van teleurstelling wat hy so huil. En toe een van die verslaggewers hom gevra, hoekom het jy gehuil? Luister toe sê hy, ek het gehuil omdat dit die eerste keer in my lewe was dat iemand my omhels het. Die eerste keer in my lewe dat iemand my omhels het. En in God het ons 'n Vader wat ons omhels. 'n God wat ons genadig wil wees, 'n God wat vergewe en vergeet. Hy is ons Vader in die hemel. Ons is kinders van God. En ons is broers en susters van mekaar. En aan almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te noem. Wat 'n wonderlike Vader. Wie se genade nuut is elke oggend. Dus dit is vir my so 'n mooi teks. Jy weet, ons sal soms vir iemand, as hy verkeerd gedoen het, soos om vryspreek of sê ek vergewe jou, maar dan kom daar 'n dag waar jy sê ek het jou nou al genoeg vergewe. Dit is nou die laaste kans. Dis jou laaste waarskuwing. Maar by God is daar nooit, elke môre begin hy nuut, asof jy die vorige dag volmaak opgetree. En wat jy die vorige dag misluk het, is weggewas deur die bloed van Jesus Christus. Is 'n Vader wat vergewe en wat ons onderhou. En ek dink ons moet, as ons hier by mekaar is vir gebed, dat ons vir mekaar sal sê, kom ons begin weer wanneer ek bid. En ons noem vir God, ons Vader. Wat 'n voorreg dat ons kinders van God kan wees. Amen. Ek wil geleentheid gee vanaand eers by die wegspring vir stil gebed. Elkeen van u stil word by Vader. God sê dankie dat hy Vader, so hy vir ons sorg en om daarvoor loof en prys.
Here, dankie dat U vir my Vader is. En dat U my vergewe. En dat U genade elke dag weer nuut is. Dankie dat U vir ons sorg, soos 'n vader sorg vir kinders. Vir elke dag is daar brood. Dankie vir U genade en liefde. Gee ons om U as 'n Vader te eer en om U naam te heilig, want U is in die hemel, ver by ons, maar U is ook naby aan ons. Dankie dat ons vanaand, ons wil ook bid vir ons kinders, Here. Ons kinders, kleinkinders, 'n geslag wat groot word in 'n milieu waar daar baie kritiek is op ouers en hoe ouers kinders groot gemaak het. En waar ons met allerhande name besmet word van narcissisme en eie geregtigheid en dat dit hulle eintlik ontneem van 'n goeie semantiek van wat 'n vader of 'n moeder is. Ons bid ook dat as daar iemand is, Here, wat as ons nie vir hulle 'n vader was met goeie intensies sodat hulle sal verstaan. Ons was onvolmaak, maar U is hulle volmaakte Vader. Wees ook vir ons en vir ons kinders 'n Vader. Amen. Vriende, kom ons sluit nou af met die Onse Vader gebed. Ons sing dit saam, ons Vader wat woon in die hemel. Ek moet die sop en broodjies in die storie, moet asseblief jy loop ons kerk nou verder saam daar, want ek dink 'n lekker koppie sop, en eet 'n broodjie saam, is almal hartlik welkom.